Goeiedag luisteraars. Welkom by Fontein van Vrede op Radio Fynbos. Vandag begin ons met 'n reeks van 2 programme met die tema van Wys my die Vader. En vandag se tema is dan die roepstem. Wie sê jy is Jesus? Daar's so baie vrae wat ons in ons lewe moet antwoord. Vrae soos, wat gaan jy eendag word? Wie is jy? Waarheen is jou pad? Maar daar is net een vraag wat alles oortref. 'n vraag wat nie net jou toekoms bepaal nie, maar ook jou identiteit, jou verhouding met God en jou plek in hierdie wêreld. Dis 'n vraag wat Jesus aan sy disippels vra. Wie sê julle is ek? En hierdie is nie eksamenvraag of 'n Bybelstudievraag nie. Dis 'n vraag wat jou hart tref, 'n vraag wat jou dwing om stil te staan en eerlik te wees. Jesus vra dit nie vir die skare, vir die baie mense nie. Hy vra dit vir sy volgelinge, diegene wat die naaste aan hom is. En hy vra dit vandag vir mense soos ek en jy. Kom ons lees saam uit Matteus 16, vers 13 tot 19. Toe Jesus in die streek van Caesarea Philippi kom, vra hy vir sy disippels, wie sê die mense is die seun van die mens? En hulle antwoord, party sê Johannes, ander Elia, en weer ander Jeremia, of een of ander profeet. Maar julle, vra hy vir hulle, wie sê julle is ek? En Simon Petrus antwoord, U is die Christus, die Seun van die lewende God. Jesus sê, geseënd is jy, Simon Barjona, want dit is nie die mens wat dit aan jou geopenbaar het nie, maar my Vader wat in die hemel is. En ek sê vir jou, jy is Petrus, en op hierdie rots sal ek my gemeente bou, en die magte van die doderyk sal dit nie oorweldig nie. Jesus en sy disippels is in 'n streek van Caesarea Philippi, 'n plek wat bekend was vir sy afgode, heidense aanbidding. En dis daar waar Jesus hierdie vraag vra. Hy gaan nie na 'n tempel toe of na Jerusalem, 'n plek waar dit heilig is nie, maar daar in die middel van 'n wêreld van afgode. En Jesus vra eers, wie sê die mense is die seun van die mens? En dan antwoord die disippels, party sê Johannes, party sê die, party sê dat. Maar dan draai hy om en Jesus vra die vraag. En hy vra 'n baie direkte en 'n persoonlike antwoord. Maar julle, wie sê julle is ek? En dan sê Simon Petrus, U is die Christus, die Seun van die God. Jesus sê, geseënd is jy, want dit was nie vlees of bloed wat dit in jou geopenbaar het nie, maar my Vader wat in die hemel is. Iets heiligs het hier gebeur. Petrus gee nie sommer net die regte antwoord nie. Hy spreek 'n openbaring uit. Hy sê nie net U is 'n profeet of 'n goeie leermeester nie. Hy sê U is die Christus, die gesalfde, die Messias, die Seun van die lewende God. Nie net 'n mens nie, maar God self. Nou vra jy dalk maar, hoe ontvang ek hierdie openbaring? Hoe weet ek of ek Jesus regtig ken? En die antwoord lê daarin dat die Vader openbaar die Seun. Soos wat Jesus vir Petrus gesê het, geseënd is jy, want dit is my Vader in die hemel wat dit aan jou geopenbaar het. Hierdie een sin is daai venster na die hart van die evangelie. Dit wys vir ons dat ware kennis van Jesus is nie sommer bloot menslike logika, opvoeding of tradisie nie. Dis nie iets wat jy kan aflei nie. Dit is nie soos 'n wiskundige som of 'n geskiedenisles wat jy kan memoriseer nie. Dis iets wat vir jou gegee word.
'n goeie geskenk van die Vader self. Jy kan nie Jesus ten volle ken, deur net te lees of van hom te hoor nie. Ons kan honderde preke luister, Bybelstudies bywoon. Jy kan boeke lees en jy kan selfs teologie gaan studeer. En nog steeds nie die Vader ken nie. Want om Jesus te ken, is nie om net te weet van hom nie, maar om hom te ontmoet. Dis die verskil tussen 'n foto en iemand se handdruk, tussen 'n resep en die ete, tussen die naam op 'n papier en die stem wat jou roep. Die Fariseërs het die skrifte geken, maar hulle het nie die Seun herken toe hy voor hulle gestaan het nie. Hulle het die letters gehaat, maar nie die lig nie. Hulle het die wet gehaat, maar nie die liefde nie. Jy het die Vader se aanraking nodig. Jesus sê, my Vader het dit aan jou geopenbaar. Dis nie Petrus wat slim was nie, of sy disippelskap wat vir hom hierdie belydenis gebring het nie. Dit was absoluut nie die Vader se werk. Dit is die Gees wat die sluier lig, en wat die hart oopmaak, wat die oë salf om te sien. Paulus skryf in 2 Korintiërs 4 vers 6, want God wat gesê het, laat daar lig wees uit die duisternis, is hy wat in ons harte geskyn het, om in die kennis van die heerlikheid van God in die aangesig van Jesus Christus te gee. Hierdie is nie intellektuele lig nie, dit is 'n innerlike verligting, 'n oomblik, waar die hart weet, wat die verstand nooit sal kan vasvang nie. Dis nie iets wat jy kan verdien of aflei. Dis iets wat God gee aan die wat hom soek. Openbaring is nie 'n beloning vir prestasie nie. Dis nie vir die slimstes of die mees godsdienstiges nie. Dis vir die wat honger en dors is na geregtigheid. Die wat sê, Here, ek wil U ken. Die wat soos kinders nader met oop hande en sagte harte. Jesus sê in Lukas 10 vers 21, ek prys U Vader, dat U hierdie dinge vir die slimmes en die verstandiges verberg het, en dit aan kinders geopenbaar het. Dis 'n uitnodiging tot eenvoud, afhanklikheid, 'n lewe waar jy nie op jou eie insigte steun nie, maar op die Gees wat jou lei in alle waarheid. Hierdie openbaring is ook nie eenmalig net nie. Dit is 'n lewenslange reis. Die Vader openbaar die Seun aan ons, en dan begin die Seun vir ons die Vader wys. Jesus sê in Johannes 14 vers 9, wie my gesien het, het die Vader gesien. So as jy vandag vra, wie is Jesus vir my? Dan is die eerste stap nie om harder te probeer nie, maar om sagter te word in jou hart. Om te sê, Vader, wys my U Seun. Ek wil nie net weet van hom nie, maar ek wil hom ken. En die belofte is, wie sal soek, sal vind. Wie klop, sal oopgemaak word voor. Baie mense glo in die boodskap van die evangelie, liefde, vrede, genesing. Maar sonder die koning is dit net idees. Sonder Jesus is ons geloof net filosofie. Jy kan alles van Jesus weet, sy wonderwerke, sy getuienisse, sy kruisiging, en hom steeds nie ken nie. Dit is soos om 'n foto van 'n brood te hê, maar om dit nooit te eet nie. In Johannes 6 vers 53 sê Jesus, as julle nie die vlees van die Seun van die mens eet en sy bloed drink nie, het julle nie die lewe in julle nie. Dit is nie net genoeg om te sê, ek glo in Jesus nie. Die vraag is jy in hom? Het jy hom ontvang? Het jy hom al gesmaak? Het jy hom lief? Ons word van kleins af geleer, Jesus is die Seun van God.
Maar het jy hom al persoonlik ontmoet? Het jy al die oomblik gehad, waar jy nie net sê, Jesus is die Here nie, maar Jesus is my Here? Kom ons staan net vir 'n oomblik stil. Nie net op ons voete nie, maar in ons harte. Hierdie is 'n tyd vir nie vinnige antwoorde of godsdienstige slagspreuke waar jy die regte goed moet sê nie. Dis 'n tyd vir eerlike selfondersoek. 'n Tyd wanneer jy die geraas van die wêreld moet laat stil raak om die stem van die Gees te hoor. Wie sê jy is Jesus? Nie wat sê jou ouers of wat sê jou kerk of jou kultuur nie. Jy. Nie dit wat jy op 'n vorm ingevul het nie, of wat jy op 'n plakkaat gelees het nie. Wat sê jy hier diep binne in jou hart? Is hy net 'n wonderwerker vir jou? Iemand wat jy roep as jy siek is, of bang is, of in nood is? Of is hy jou weg, jou waarheid, jou lewe? Elke dag, elke keuse, elke asemhaling. Is hy net jou helper in jou krisistye? Of is hy jou koning in gewone tye? Is hy die een wat jy aanroep as jy val? Of is hy die een wat jy volg as jy opstaan? Het jy al die openbaring van die Vader ontvang? Of lewe jy nog op tweedehandse geloof? Geloof wat jy geërf het, maar nog nooit ingeneem het nie. Geloof wat jy gehoor het van iemand anders, maar nog nooit self gesmaak het nie. 2 Korintiërs 13 vers 5 sê Paulus, stel julleself op die proef, of julle in die geloof is. Ondersoek julleself. Dit is nie 'n oproep om jou te laat twyfel nie. Dis 'n uitnodiging tot egtheid. Om nie jouself te veroordeel nie, maar om jouself oop te maak vir die waarheid. En daar is 2 moontlike toestande. Dalk is jy al lank al 'n Christen. Jy het die taal, die gebruike, die gewoontes, jy weet wat om te sê en wat om te doen. Maar jy weet vir 'n feit, jy het nog nooit daardie persoonlike ontmoeting gehad nie. Jy het al baie van Jesus gehoor. Jy het hom nog nie self ontmoet nie. Jy het die storie gelees, maar jy het nog nie sy stem gehoor wat jou naam roep nie. Of dalk het jy hom geken. Jy het hom lief gehad. Jy het hom gevolg. Maar mettertyd het jy hom begin sien net as jou helper, 'n noodknoppie of 'n plan B. Nie meer as jou Here nie. Nie meer jou eerste liefde nie. In Openbaring 2 vers 4 sê Jesus vir die gemeente, maar dit het ek teen julle, dat julle julle eerste liefde verlaat het. En dan sê hy, dink daaraan wanneer jy geval het en bekeer jou. Dis 'n tyd om terug te keer. Nie met skuldgevoelens nie, maar met verlange. Nie met vrees nie, maar met vertroue. Want die Vader wag, die Seun roep en die Heilige Gees werk. In Hosea 6 vers 1 hoor ons hierdie uitnodiging. Kom, laat ons teruggaan na die Here toe. Hy het ons geslaan, maar hy sal ons gesond maak. Hy het ons getref, maar hy sal ons verbind. Dit is 'n tyd om te sê, Jesus, ek wil U ken, ek wil U sien, ek wil U volg. Nie net met my woorde nie, Here, maar met my lewe. Nie net op 'n Sondag nie, Here, maar ook op 'n Maandag, 'n Dinsdag en elke ander dag van die week. Nie net wanneer die storm kom nie, Here, maar ook in die stilte. Paulus bid in Filippense 3 vers 8 tot 10. Ek ag alles as verlies ter wille van die voortreffelikheid van die kennis van Christus Jesus, my Here, om hom te ken in die krag van sy opstanding. Luisteraars, hierdie is jou oomblik, nie om te presteer, maar om te ontvang.
Nie omdat jy enigiets het om te bewys nie, maar om te bely. Jesus vra nie vir jou om hom te verstaan nie. Hy vra jou om hom te volg. Hy vra nie vir jou die perfekte antwoord nie. Hy vra net 'n oop hart. So wie sê jy is Jesus? Wanneer jy Jesus bely as die Christus, die Seun van die lewende God, gee hy vir jou toegang tot die koninkryk. Nie net toegang nie, maar ook gesag, roeping, 'n plek in sy liggaam. In daardie oomblik herstel hy jou ware identiteit, nie gebaseer op jou verlede of jou mislukkings nie, maar wat op God die Vader oor jou sê. Jy is nie net 'n toeskouer nie, jy is deel van God se plan, maar dit begin by daai vraag, wie sê jy is Jesus? Kom ons sluit af met gebed. Vader, U het vandag met ons gepraat, nie deur woorde nie, Here, maar deur die Gees. U het ons uitgenooi om stil te staan en te luister en te antwoord op die vraag, wie sê jy is Jesus? En Here, ons bely, U is die Christus. U is nie sommer net 'n profeet nie, U is nie 'n wonderwerker nie, U is die Seun van die lewende God. U is die weg, die waarheid, ons lewe. Ons vra vandag, Here, openbaar U self aan ons. Trek die sluier weg van ons harte. Laat ons nie sal tevrede wees met tweedehandse geloof nie. Laat ons nie net U weet van U nie, Here, maar dat ons U sal ken. Persoonlik, intiem, lewend. Dankie Here dat U ons nie los met ons sekerheid nie. Dat U roep, dat U ons nader trek en dat U die Vader se hart openbaar. Here, dis my gebed, dat elke luisteraar vandag U stem sal hoor en sal antwoord met geloof, met oorgawe en liefde. Ek loof en ek prys U in die naam van Jesus Christus.